Ek dink baie van ons soek na verskillende planne hoe om ons lewe te laat werk. Ek het vir Philip so 'n GPS gekoop vir sy verjaarsdag en ons tik altyd adresse in. En dit het my laat begin dink dat ons het 'n groter GPS nodig om regtig uit te kom by daai lewe van betekenis. Ons soek die kant toe, daai kant toe. En as jy intap en jou oë begin sit op die Here se plan en regtig waar soek, enige teken sensitief raak vir mense oor jou pad, boeke oor jou pad, spesifieke dinge wat met jou gebeur, om op roete te bly met die groot GPS, dan het ek vir jou greatness. Dit is great om in daai proses te wees. Jy kom nooit regtig uit by jou bestemming nie, maar die proses om op die Here se pad van purpose te wees, is vir my great. Nou, miskien dink julle my lewe is great. Ek kan vir jou lang besig hou. Ek en Boy, die worshond, vir ure met alles waaroor ek struggle. My onperfekthede. Maar as jy jou GPS instel op die Here se groter plan, dan is jy in die proses. Dis 'n strewe en jy raak beter en beter en beter terwyl jy struggle met jou lewe. Jy was die wasgoed weer, maar glo my, jy vorder. Soos wat ek bietjies vir bietjies kruip en kruip en kruip en nader aan hom kom. Meer lig in my, meer donkerte agter my. Die naam van die boek is Allbrein vir die siel, wat dit is vesel. Ek dink baie van ons ly, julle weet hoe voel fisiese hartlywigheid, dis blokke, jy het kringe onder jou oë, hoofpyn, sluggish, voel nie lekker nie. Geestelike hartlywigheid is my amper daai selfde ding, jy wil vorder met jou lewe, maar daar's goed wat jou terughou. En dit is op my hart gelê om 12 stappe in hierdie boek, wat ek oorspronklik jare gelede in Pathway to Purpose gelees het, deel te maak van my eie lewe in hierdie vesel, hierdie allbrein. Ek wil nou nie sê broeklegs, dit is 'n bietjie wild, maar allbrein vir die siel, met mense te deel. En daar's 12 stappe. Ek dink elke vrou sal kan baat by allbrein vir die siel. Ek dink al lyk jy, hoe gelukkig. Ek lyk vir baie mense ook baie gelukkig. Ek dink elke mens het goedjies in hulle lewe wat kan krap. Almal het vesel nodig, soos wat jy vesel in jou daaglikse fisiese lewe nodig het, vrugte, groente, het ons in ons geestelike lewe almal vesel nodig om blokke te verwyder. Die goedjies in die verlede, die goedjies vandag wat jou krap, die leentjies wat jy vir jouself hou, die onvrede, een vriendin wat jy dalk nie wil vergewe nie, of uitreiking, daar's baie, en glory ook, is ook vir my 'n great vesel. Bring glory to God, dit is asof jy heeltemal skoon raak, daar's baie vesel, baie allbrein vir almal van ons. Great mense, mense wat struggle, ons is almal deur die Here geskep en ons is werke in wording. Ons is almal in die proses van heel word. Daar's nie een mens op hierdie aarde wat heel is nie. So ons kan almal doen met vesel. Ek baie. Ek dink nadat jy hierdie boek gelees het en werklik nie net gelees het, gescan het nie, maar saam met my, soos wat ek ook gestruggle, die oefeningkies doen, neerskrywe daar waar jy goedjies het, elke bladsy of elke hoofstuk het so 'n blank stuk waar jy self kan werk en kan sê, okay, ek het baggage, wat's in my handsak, wat's 'n nonsens is in my geestelike handsak. En nadat jy deur die hele boek gewerk het, maar genuinely van jou hart af, glo ek regtig waar, sal die Here jou bless en sal jy nader aan hom wees, nader aan sy lig, nader aan sy presence. Soek eers die Here se presence deur hierdie boek en dan sal sy presence, sy seën oor jou neerdal. Ek glo dit, maar soek hom, sy presence eerste, want daai present van presence is, dis die beste present ooit.